Goeiemôre, wat 'n voorreg om saam met jou op so 'n pragtige sonnagoggend te kuier in die teenwoordigheid van die Here. En ek weet sommer dat die Here een besonderse afspraak met jou en met my ook vanoggend het. Daar is altyd soveel gejaag en soveel moeite daar buite om rustig te raak en jouself net te vind by 'n plek om jouself te organiseer onder sy genade en sy vrede en sy rus in. En kom ons maak 'n bietjie tyd vanoggend in hierdie oordeenking in ons oggendsessie terwyl ons lekker saam kuier en kuier 'n bietjie so in die pragtige mooie plekkie vir my ma in Rustenburg. Ons het 'n familiefunksie gisteraand gehad en my neef en nig het 50 geword, so ons het saam gekuier. En so interessant dat die jong dames wat daar is, het ek groet. Wie is julle, waar pas julle in? En dan kom jy agter, maar dis 'n gejaag en ek wil net ek sien net hierdie een foon, hy moet net bietjie, ek wil hom omdraai en hom net 'n bietjie krag gee. Ek moet net so oomblik vir TikTokers, ek wil net hierso of Facebook, TikTok sukkel 'n bietjie met net hierso vir hom 'n bietjie krag gee. Ek gaan nou aangaan, ek weet dit sommer. Ek weet ek wat is nou fout met hierdie meneertjie nie, maar soos julle nou maar net 'n oomblik kan wag, dan gaan ons nou saam kuier. En ja, hy het nou geval net voor ek begin het. So hopelik het die powerbank nie seer gekry nie. En kyk ons maar. Dit lyk my het seer gekry. Maar ongelukkig gaan dan net 10% op my TikTok, soos hy doodgaan, moet julle maar allemaal oorgaan Facebook toe. Ek sal sorg dat hy vanmiddag reg is. Kom jy agter as jy by so 'n partytjie is, wanneer jy mense baie jare laas gesien het en lanklaas gesien het, dat ons lewe verby mekaar. En die hartseer en die ironie is, elkeen is maar met sy eie dingetjies besig, elkeen is maar besig om maar sy eie skure vol te wil maak en reg te maak en reg te kry en dan as jy jou vind, dan is jy oud, moeg en oorlaai en jy's grys en jy lewe het so vinnig by jou beweeg. En dis hartseer, dis ongelukkig so ironies dat ons die goed weet, maar tog moenie op dit fokus nie. Ek dink ons het 'n geleentheid om reg te maak teenoor mekaar, deur om tyd saam met mekaar te spandeer, om hier en daar 'n oproepie te maak en te sê hoe gaan dit en jy mis jou en waar is jy? TikTok, as ek uitsny, weet verseker die boodskap word net na die tyd gelaai op TikTok, dan kan jy hom daar volg ook. Hy sal daar wees, die hele volle boodskap op my page. Nou vir jou wat nie ingeskakel is, my nommer verskyn op die twee platforms op Facebook en TikTok, waar jy na die tyd met WhatsApp 'n nommer kan stuur, juis om te sê, sit my op die groepies, ek wil graag op die groep kom, deur om daagliks hierdie boodskappe wat jy in die aande bedien, jy weet, ontvang. Nou, Vader, vanoggend wil ons sommer net stil word om dankie te sê vir eerstens sy liefde, dankie vir genade. Dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend na U toe te kan kom, om stil te kan word en ook vanoggend te kan kom om te sê, U is waardig, U is heilig, daar is niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met U krag en met U liefde en genade nie. Kom ons Skepper Gees, kom vul elke man en elke vrou, kom vul hulle maar net met U liefde, met U heerlikheid.
En Vader, vanoggend, daar waar hy en sy nou saam kuier, is my gebed dat U ook hulle sal aanraak en die begeertes ook van hulle harte tot vervulling sal bring. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Terwyl ek sien daar's nog baie mense wat inskakel, vertel 'n bietjie van, jy weet, hoe gaan dit? Het julle 'n goeie week sover gehad en ek het ongelukkig het ek nou probeer. Nou val hy nou maar weer. Ek het nou maar probeer dat hierdie dingetjie werk en hopelik kan ons binnekort, jy weet, hy sal vanaand verseker weer aanwees. Maar terwyl ons begin, het ek hierdie dringendheid om met jou te praat oor 'n onderwerp wat ons nie baie keer oor praat nie, is om iemand 'n tweede kans te gee en dan is ons maar sensitief as ons by daai gedeelte kom om te sê, nee, hy het sy kans gehad met my, sy het daag kans gehad met my en gaan ons mekaar 'n tweede kans gee. Hoe ver gaan ons om vir iemand 'n tweede kans te gee? En dan natuurlik is ons bereid om weer te probeer. Bygesê, wil ek stil staan om vir jou te vra, gee God 'n tweede kans? Hoe vergewe God? En by daai wil ek by uitstek sê, moet ek myself afvra, hoe vergewe ek? En jy weet, hoe pas dit in my raamwerk? Want dit is hierdie tipiese aksiefliek. Daar is nog 10 sekondes voordat hierdie bom afgaan en duisende mense, jy weet, gaan doodgaan. Eerste praat van die eerbare held. Het julle dit al gesien? Iewers is daar altyd hierdie eerbare held wat hierdie bom gaan kom probeer ontlont. En sweetdruppels uit hierdie held se gesig en die gespanne polisiebeamptes en alle ander akteurs saam met hom hou hulle asem op. En dit is hierdie dramatiese musiek wat in die agtergrond speel. Watter draad moet gesny word? Is dit nou rooi? Die geel? 4 sekondes om te gaan. En almal hou hulle asem op en die een sê, dis die rooie, dis nou 2 sekondes. Nee, die gele. En snap, daar is net een kans om dit reg te kry, om een of ander rede sny die held altyd, knip hy altyd in die film die regte draad. Het jy ooit gevoel dat jy die verkeerde draad geknip het en skielik lyk alles verlore? Voel jy dalk vanmôre dat jy het besluite geneem en jy dink dalk vanoggend ek het verkeerde besluite geneem, jy het weggestap uit 'n verhouding uit en jy het 'n verkeerde besluit geneem, jy het te vinnig bedank by 'n plek en jy het te vinnig, jy weet, oorreageer, te vinnig keuses gemaak. Kom ons praat vanoggend 'n bietjie oor daai verkeerde keuses wat ons ook maak in ons lewens. En jy sê ek is dalk nou as gevolg van 'n verkeerde keuse wat ek gemaak het. Ek glo dat as ons na die lewe van Jesus kyk, sal ons uitvind dat God ons 'n tweede kans gee. En daarby gesê, Jesus was en is God en sy lewe en sy karakter weerspieël baie duidelik vir jou en my die karakter van God, die Vader. Iemand wat kan genees, iemand wat kan vryspreek. En toe die disippels Petrus na Jesus, toe hulle na Jesus toe kom en vir die Here vra, hoe gereeld moet ek my broer vergewe wat teen my gesondig het? Wie teen jou gesondig onlangs? Wie teen jou onlangs opgetree? Is dit 7 keer, is dit genoeg? En Jesus sê vir hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar 70 maal 7 keer. Matteus kom, en hy sê dit so mooi, en sit Matteus 10, daarvan op vers 18, ek weet nou nie presies nie, ek het dit nou nie vanoggend neergeskryf nie, maar om die betekenis van hierdie gesprek vanoggend
in ons verhouding te kan beskryf en in hierdie gesprek en in hierdie sessie moet jy 'n kultuur van hierdie tyd 'n bietjie verstaan, want op daardie tydstip het godsdienstige onderwysers gesê dat iemand 'n persoon moet vergewe wat die 3 keer kwaad gedoen het. Onthou nou, jy moet nou luister wat ek vir jou sê. En daarna, hy moet 3 keer en daarna hoef hy nie meer nie. So Petrus het gedink dat hy 'n baie regverdige persoon was en dat Jesus onder die indruk sou wees van sy antwoord om hierdie persoon dan 7 keer te kan vergewe. Dink 'n bietjie aan jou, dink 'n bietjie aan die tyd waar jy in is. Maar Jesus was net nooit ooit onder die indruk daarvan nie. Maar het dit vir Petrus baie duidelik gemaak dat hy nie die konsep van vergifnis verstaan nie. Maar hoe kan dit wees? Ek is Petrus. Hoe kan ek die konsep dan nie verstaan nie? As jy vergewe, gaan dit nie daaroor om te tel nie. Want dan vergewe jy nie iemand met jou hele hart nie. Ek het jy mos nou 3 keer vergewe. Gaan nie oor hoeveel keer jy tel wat jy hierdie persoon vergewe het nie. Toe Jesus sê dat 'n mens 70 maal 7 keer moet vergewe, bedoel hy nie 490 keer, maar dat 'n mens oneindig moet vergewe. Jy sien, dit is eintlik die ware karakter en hart. Jy weet, as ek hierna kyk, hierdie is die ware hart en karakter van Jesus. En die Heilige Gees is een met hom. Nie net een wese nie, maar ook in karakter. Dit is deel van die drie-eenigheid van God. En ek dink dat baie van ons mis hierdie geleentheid om dit in ons lewens te verstaan, dit in ons lewens toe te pas, om te kan vryspreek en om ook jouself vry te kan spreek, om jouself los te kan maak. Ek het mense ontmoet wat werklik glo dat hulle te dikwels gesondig het en dat God hulle daaromtrent nie meer kan vergewe nie. Hulle voel dat hulle kans met God verloor het en hulle voel dat hulle nie gered kan word nie. Weer eens spreek die lewe en van Jesus boekdele. Want jy sien Petrus, Jesus se naaste vriend, verloon hom 3 keer in die openbaar in Matteus 6 vers 34, 56 en vers 69 tot vers 75. Dis sy vriend. Dis die een wat al hierdie wonderwerke gesien het. Ek kan net hierdie Zuma Cheers Kotta net hier so ban from stream. Nou Zuma Cheers. Sien nog al die Zuma Cheezers. Nou ja, cheers Zuma. Dis, dit ook maar net so maklik kon doen met politikuste hulle. Pause en blok en delete. Dit gebeur altyd so nie. Nou ja, kom ons gaan aan vir oggend. Ek dink ek kyk hierna en ek glo dat hierdie ervaring 'n sleutel een is in baie areas van Petrus se lewe. Want hy het een van die mees getroue en mees invloedrykste volgelinge van Jesus geword en hy was een van die groot leiers van die kerk gewees. En nog 'n indrukwekkende voorbeeld van God se ware vergifnis is alhoewel Jesus 'n ontsettende pyn aan die kruis gesterf het, wat ons as die kerk hierdie maand ook in Paasnaweek en met die opstanding, jy weet, deurgaan. Hy het hulle selfs onvoorwaardelik
nog steeds vergewe, terwyl hulle hom gekruisig het, terwyl hulle hom gespot het. Hierdie is vergifnis. Terwyl Stefanus met klippe gegooi is, het hy Jesus gesien, het hy die koninkryk, het hy die hemele sien oopgaan. Dink vir 'n oomblik daaraan. Dit is ongelooflike, ware, goddelike liefde en vergifnis, wat net God kan gee. En ek weet vanoggend, dat ek en jy ook by daai plek kan kom, om dit toe te pas. En jy sê vir my, dis moeilik. Hy is nie daardie groot, onbereikbare ding wat in die hemel sit. En as ek sê ding, want dit is, mense sien hom as net as ding. Hulle sien hom as God in sy volheid nie. Hy sit maar net daarbo en hy laat al die onheilighede gebeur. Nee, dis nie God nie. En net wag om ons te vang as ons 'n fout maak. Dis nie, Boeta, Sissa, ek wil vir jou sê, dit is nie hoe God is nie. Dis hoe ons mense is. Dit is deel van ons karakter en nie God sinne nie. Dit is ons wat in telling hou van die ongeregtighede wat ons getref het, nie God nie. Ons bring dit oor onsself. Dit is ons wat ophou om te vergewe en verhoudings te beëindig. Dit is nie God nie. Dit is ons wat die keuses maak, nie God nie. Ons kan talle voorbeelde in die Bybel van waarin God se liefde vir ons en sy verlange na ons toe uitspreek. Dit is 'n ewige, voortdurende, groeiende liefde. Hoe gereeld beloof hy ons, ek sal julle nie in die steek laat en julle nooit verlaat nie, Hebreërs 13 vers 5. Dis hierdie wonderlike beloftes wat God gee, want God se verlange na ons is dat ons nie verlore is nie, maar dat ek en jy as mens gered moet word. En as God die gesindheid kan openbaar deur sy seun van vergifnis vir verlore mense, vir dit wat hulle aan hom gedoen het, hoeveel te meer moet ek en jy nie mense kan vergewe nie. Jy sien, die wonderlikste daarvan is dat God en Jesus nie net hierdie mooi woorde geuiter het nie, maar dat hulle ook 'n voorbeeld is in alles dwars deur die woord wat hulle deur die lewe van Jesus gesê het. Ek en jy kan dinge sê, maar ons doen ander dinge. Gee God 'n tweede kans? Die antwoord is nee. God gee ons nie net 'n tweede kans nie, maar hy vergewe my oor en oor en oor. En ek wil vir jou sê, ek het dit die ander aand ook gesê, en ek deel hierdie boodskap, jy weet, met jou nou weer in 'n ander formaat, maar God, jy weet, verwag dat ek en jy gereeld met hom moet kommunikeer in verhouding oor ons sondes, oor ons foute, oor ons seer, oor ons ongeregtighede, juis ook oor hierdie kwessie van vergifnis. Wie is ek om nie te vergewe nie? Is jy 'n God? Is jy die Pope? Ek hou nie eintlik van die Pope nie, hy is maar net 'n mens soos ek en jy. Mens het hom iets gemaak. Dat ons nie kan vergewe nie. Dat ek in my eie reg voel, ek het nie nodig om my broer en my suster te vergewe nie. Hoeveel keer gisteraand by ons familiepartytjie het ons as neefs en nigs het mekaar jare laas gesien, het van hulle laas by my pa se begrafnis, bykans 8 jaar gelede. Intussen is van my neef se seun dood en my oom is oorlede en sy kinders was daar en ek kon nie by die begrafnis wees nie. My neef is dood, ek was self in die hospitaal terwyl hy gesterf het. En vir die eerste keer sien ek sy kinders wat gekruip het, wat klein was, wat vandag al kinders het. En die tyd gaan so gou verby. En om te dink, die ironie is dat ons vir jare familie en vriende en kennisse so wreed teenoor mekaar kan optree deur om nie te kan vergewe nie.
En ek sien gisterand ons familie, daai genade en daai liefde vir mekaar. Hoe hulle mekaar net lief het, hoe hulle mekaar net verlang. En ons by uitstek heeltyd vir mekaar sê, hier's mekaar se nommers. Ons gaan nie weer kontak verloor nie. Hoekom? Want jy sien, iewers langs die pad, het ons 'n bietjie gegroei. Iewers langs die pad, het ons, kyk ons anders na dinge. Sien ons dinge anders. Vir u op TikTok, as ek nou afgaan, ek is feitelik aan die einde van my boodskap, maar ek gaan dit net nou plaas, ook op Facebook, op TikTok, ek kan julle dit weer kyk, of anders maar net oorgaan op Facebook. Maar kom is ons so dat ons alles najaag en in onsself soveel roem, dat ons van sterkte van wat, op grond van wat, nie kan vryspreek nie. Dalk is dit 'n gebroke verhouding of 'n huwelik en ons is bitter. Dalk is jy maar net van daai tipe wat van jou natuur, jy's van nature net so dat ek het hom uitgesny en ek gaan net aan. Haar uitgesny, ek gaan net aan. En nooit die lig skoon gemaak het, nooit kon woorde spreek van vrede en van vergifnis en van genade. En dan sê ek vir jou nou, ek sien dit baie keer by begrafnis, as ek maar net kon reggemaak het. God gee ons oor en oor kanse, nie net 'n tweede kans nie. God tel nie jou en my foute nie. Hy sê, hy sal aanhou om ons lief te hê. Hy wat God is, sal aanhou om te vergewe, by ons te wees en ons lief te hê, ons vas te hou. Maak nie saak wat nie. Om iemand te vind wat my en jou 'n tweede kans gee. Wil jy nie daai een wees? Om selfs daagliks. En dit is nie maklik nie. Maar Jesus bied ons albei aan om te kan vergewe en te kan vryspreek. Hier is die einde van die boodskap, maar ek gaan nog 'n bietjie by dit sê. My TikTokters, ons het dit gemaak. Ons het dit gemaak. Om te kan kom en te sê ek spreek vry, het ek gesien dat daai vryspraak maak dat jy vrykom. Daai vryspraak maak dat jy loskom. Stef, moet ek, as ek vergewe, nou hand op die blaas met hom wees en nou wees so spel? Jy hoef nie. Baie keer as ek iemand vergewe, en jy sê dalk, Stef, maar as hy dood is, hoe vergewe ek? Sê, jy weet, net om te sê, Here, ek vergewe vir Kobus, of vergewe vir Santi, al is hulle dood. Is dit dat jy hierdie las aflê? Jy maak dit vir jouself ligter. Jy knip 'n draad, as ek dit so kan sê. Daai silwer draadjie, knip jy dat dit van jou weggaan. Jy maak jouself los van seer. Jy maak jou los van vrees. Jy maak jou los van dit wat jou vir so lank gejaag en geroof het. Ek kan vir jou sê by uitstek, dis 'n klein woordjie, vergifnis. Maar ek kan vir jou sê dat dit soveel dynamiskrag, dinamika inhou, van om weer te begin leef. Weer jouself te vind, weer te kan smile, weer te kan sê is okay om nie okay te wees nie. Vergifnis het geleer van my onlangs om tussen mans te sê ek het 'n fout gemaak, hoe ek met julle gepraat het, vergewe my. Gelukkig ons mans is anderste. Ons kan opstaan en ons kom mekaar 'n drukkie gee en sê vergewe mekaar. Vergewe wat gesê is, vergewe wat gedoen is. Ek het jou vergewe, jy het my vrygespreek. Maar dit beteken nie ek en jy hoef mee saam te praat en saam te kuier en saam te werk nie.
En jy kan wegstap en jy's vry. Jy kan wegstap en jy's skoon. Jy kan wegstap en I did it. En vir jou vanoggend wil ek sê dat jy by daai plek sal kan kom om te sê, Here, ek kies om te vergewe. En jy sê dalk, ja, maar ek kan nie my man, ek kan nie my kinders, ek kan nie dit of dat, dit is moeilik. En nou, lewe het ook 'n pad gestap met baie van u. Maar as prosesse. Maar kies vandag, ek maak 'n keuse, daadwerklike keuse om te sê, ek spreek vry, ek vergewe, al was dit nou 10 keer. Dis nie vir my om te oordeel nie. Dis nie vir my om klappe uit te deel nie. Dis nie vir my om pyle na mense toe te stuur nie. Dis nie vir my om my opinie te lig van ander mense nie. Wie is ek om oordeel te wil saai? Wie is ek om iemand sleg te sê? Wie is ek? Wie is jy en ek? Om so groot in onsself te wil wees. Om nie te kan vergewe nie. Maar jy weet nie hoe seer het ek gekry nie. En God, sy seun, nog steeds vergewe. Ja, maar dit gebeur oor en oor. Ek kan net nie meer nie. Kom op 'n plek om jou hart skoon te maak voor God. Op hy dorsvloer uitgestrek te kan lê. Te vergewe en vry te maak. Op te staan. 'n Persoon te kan vryspreek. En dan jou te vind nooit ooit weer om na daai plekke toe te gaan van onvergifnis. Na daai plekke in jou eie lewe, want jy kies om na daai plekke toe te gaan van daai seer. Maar dit lê laag onder die vel, jy verstaan nie, niemand sien dit meer nie, maar ek, inner healing beteken to sit at his feet. So pour out your spirit upon me, clothe me with your garment, sodat ek gesond kan word. Want as jy vandag sê, ek het vrygespreek, ek het my losgemaak, maar nog steeds is ek kwaad. Dan moet ons verder as dit gaan, want as God losmaak en vergewe, doen hy nie 'n halwe job nie. Dit vra dat jy en ek vandag dan na onsself gaan kyk en ons harte deursoek en sê, deurgrond my, en ek wat die klei in u hande is, vorm en maak my, want iewers te sê dit vir my, is daar nog dele wat einas het. Nog dele wat ek vasanhou, wat ek nie aan losmaak nie. Jy verstaan nie my verlede waar ek vandaan kom nie. Ek verstaan dit nie en ek is jammer daaroor, maar Christus Jesus het die volle prys betaal, sodat jy kan loskom, sodat jy kan vrykom, sodat jy genees kan word, sodat jy ook ander kan vryspreek en kan genees. Hoe kan ek wil uitreik met 'n hart van vergifnis, 'n hart van genesing, 'n hart van liefde, as my eie hart nog donker is? As my eie hart nog iets het. Ek kan vir jou sê, wat ek sit, is dan iets wat ek teen iemand het nie. Daar is nie. Teen niemand nie. Want ek het 'n keuse gemaak, dat ek wil geseën, ek wil gesalf bly, ek wil die salwing en die krag van God nie mis in my lewe nie, en ek wil nie 'n bitter saadjie iewerste laat opskiet nie. Vergeet sal nooit kan nie, dis gedoen, maar om te vergeet, kan ek daarna nog steeds kyk, maar met 'n skoon hart. Met 'n episode wat afgespeel het. En sê, it happened, but it's over. Ek het gegroei. Ek het aanbeweeg.
Ek is nie meer daai man, ek is nie meer daai vrou nie. Ek het keuses gemaak, Here, wat vir hierdie vrou en vir hierdie man wat volgens saam luister. En as hy in sy hart dit kan vind vandag, as sy in hulle harte dit kan vind, om los te maak. Ag Here, kom omvou hulle net. Gee hulle krag. Dankie vandag vir die Heilige Gees, dat ons vertroos en versterk het. Dankie vir die Gees wat ons gelei het. Dankie vir hierdie oomblik, dat ons besef, dit gaan meer as getalle van 70 maal 7. Ek kies, elke dag, ek kies. Here, omvou haar in hom. En daai stikkende flenters harte, wat soos mos op het kom groei het, wat, Here, hulle voel, hulle self verwyderd is, wat ek dan nou, o Here God, dat U sal kom in die volheid en deur U bloed en deur U vergifnis en genade, cleanse their hearts, create in them a new heart, O God, and renew a right spirit within. Mag jy weer huppel soos 'n kalver uit 'n stal. Mag jy weer van vrees na vrede. Mag jy weer die geluk vind. Mag jy daai foon optel, mag jy daai oproep maak, mag jy daai hand uitsteek. Dit beteken nie jy is 'n loser, jy's die verloorder nie. Dit beteken nie, dit sê nie vandag jy's die swakkeling nie. Ek doen dit because I need to move on. And healing starts within. It starts and ends with us. Dit was vir my baie lekker geweest om vanoggend saam met jou te kuier. En ons TikTokters het dit net uitgehou. Ek gaan nou kyk wat's fout met hierdie charts. Maar mag die Here jou ryklik seën. Dankie vir jou wat hierdie blad ondersteun en dit aanstuur en share en na mense toe stuur wat dit nodig het. En dalk is daar iemand wat vanoggend hierdie boodskap moes hoor, stuur dit vir hom of haar. Ek gaan dit nou plaas op ons ander groepe en kyk uit om vanaand 8uur weer daar uit die hartjie van Pretoria saam met jou te kuier en maandag, dinsdag, woensdag aan saam met jou te kan kuier rondom die woord en selfs donderdag aan sien ek uit om, jy weet, maar net die woord met jou te deel. Jy is kosbaar en besonders, onthou dit. Jy mag 'n mooi middag geniet en mag jy rus en kyk uit om saam met jou te kuier vanaand. Onthou net, as daar iemand by jou is, draai na hom toe, sê ek's baie lief vir jou. En soms sê ons dit te min. Ek's baie lief vir jou en ek waardeer jou. En as daar iets is wat ek gesê het en gedoen het, vergewe my. Kom ons spreek mekaar vry, sodat ons gesond kan word, sodat ons kan vorentoe gaan. Goedheid en guns, en pas jouself op, sien jou vanaand. God bless.